Wanneer 'n menslike hulpbronbestuurder se kreatiwiteit die stuur oorvat, dan sien jy die grense spat. Toe Diana Herring en haar man na 'n rustige lewe in die Vrystaat afskaal, rol sy moue op en begin boeker met kuns. Deesdae spesialiseer sy in handgemaakte dekor en deel ook haar vaardighede met ander. Benesmerit gaan hand bysit. Sy het van die grond af begin. Daar waar jy vir mense vra om leë glasbottels vir jou te bring, om die souse wat jy maak in te verkoop. Deesdae sous dit egter kreatiwiteit en ondernemingsgees in hierdie huis, hier in Edinburgh, waar Diana Henning haar tuisgemaakte dekor, handmade with love dekor skep. Ek het letterlik op skool, dan doen 'n mens maar kreatiwiteit goedjies wat jy weet in jou kunstklas daar, maar en mense het my oor die jare baie gesê, hulle dink ek is kreatief, maar ek het dit nooit regtig self beleef. Dit was eers toe die kunsgogga my gebyt het. Ek dink dit was rondom die laat ouderdom van 40 omgewing en dinge soos hierdie gedoen het met my koffietafel, jy weet, want dit voel vir ons cozy en ons geniet dit. En wat het jou gebring na die platteland toe? Ons is nou 22 jaar getroud en ons was 3 jaar getroud toe ons besluit het dat ons wil bietjie gaan stilte soek. Ek is eintlik 'n corporate opgeleide persoon, maar daar was net soveel werk beskikbaar en ek het een Kersfees het ek vir al die familie, jy weet die geldjies was 'n bietjie nou en ek het besluit, okay, maar dit kan nie so moeilik wees nie, gaan Google so 'n bietjie, ons gaan 'n bietjie badsoute maak, ons gaan so 'n bietjie roompies maak. Ek het dit gedoen en ek het ook soos in sousies en chutneys en sulke goed gemaak vir mense. En ek het letterlik by ons by die mense in die dorp gaan bedel vir leë glashouers. Handmade with love dekor word gebore. Sy fokus op dekoritems van veral sement, woeker met lieflike kersse en breikomberse met die hand. Toe ons nou in Garieptam was op 'n stadium, toe was hierdie sement en konkriet bakke en potte en dinge verskriklik in die mode. En natuurlik ek was mal daaroor, ek het in tydskrifte gesien en gedink, "Sjoe, maar dis duur, ek kan nie dit bekostig nie." En toe het ek besluit, maar ek gaan dit maar self probeer. En ek het begin en ek het gemeng en gemaak en daar is letterlik 'n lang pad van gebrekte potte agter my. So dit was eers vir om plantjies in te plant en toe dit later geword om kersse in te giet. En van 'n gewone gladde bak het ek begin beweeg na hoe kan ek patrone in die sement sit en ek het al wat dinge uitgedink van bubble wrap tot by you name it. Want jy kan nie net een ding doen nie, jy moet vooruitvoer. Mense raak verveeld met die eenvoudige. Ek hou van om idees te kry en om dan my eie te maak, want ek het 'n look waarvan ek hou vir my produkte. Een van my gewildste produkte is nou maar hierdie sementbakke wat ek self natuurlik maak en hulle is gevul met kerswas en dan het hulle vetplantjie kersies wat ek ook maak wat daar rondom sit. Ek doen ook sementkersse, hier is 'n voorbeeld van dit. Hierdie enetjie het 'n blom op wat ook van kerswas gemaak is. So ek het byvoorbeeld ook hierdie hande. Is dit moet seker baie gewild wees. Die hande is baie gewild. Mense noem dit biddende hande, maar ja, dan moet verskillende blommetjies in en dan die blommetjies smelt en weer eens as dit klaar gebruik is, dan kan 'n mens dit vervang. Dan het ek nou soos byvoorbeeld houtbakke wat vir my hand gekawe is. Dis mango hout en dan is hier nou 'n soy wax candle in met hout wicks en die hout wicks maak daai lekker crackle geluid as hy brand. Diana deel ook graag uit. Deesdae skenk sy haar kennis met werkwinkels wat sy landwyd aanbied. Dis my 4de jaar wat ek klasse aanbied. Ek was al 'n paar keer in Appington by dieselfde venue gewees met verskillende klasse en daar het ek so 60 mense in 'n klas gehad. En my volgende klas is weer in Bloemfontein en dit is al klaar oor die 80 mense. So ja, ons gaan met bond staan. Maar jy hou ook daarvan om terug te gee. Vertel my 'n bietjie van die psigiatriese hospitaal wat jy ook klasse aanbied by. Ek het 'n baie trauma in my lewe deurgemaak. Trauma waarmee ek nie gedeel het nie, soos baie mense nou maar nie doen nie. Ek was op 'n plek gewees in 'n donker depressie. Ek kon nie my daar uitgrawe nie. En toe het my dokter vir my vertel van Bloemcare, 'n psigiatriese hospitaal in Bloemfontein. En dit het my lewe gered. En so om terug te gee, hulle doen kreatiewe klasse 1 keer 'n maand op 'n donderdag aand en dan doen ons 'n klassie.
Dis definitief baie terapeuties en dis vir my 'n geweldige seën. Anet, Lisa, julle het natuurlik 'n werkswinkel bygewoon. Hoe lekker was dit? Baie lekker. Baie lekker. Vertel ek my 'n bietjie wat het julle alles gedoen? Vir my was die lekkerste om met die hairdryer. Hulle kon die hairdryer uit my hand kry nie, maar toe blaas jy so en dan jy meer jy blaas en dan was daar verf na onder en sê jy blaas dan gaan dit net so uit. Dit was my baie lekker om net so te verf en dan moet jy so ronddiep. Ek het die sementklasse bygewoon en ons het so houers gemaak uit hierdie is met 'n yoghurthouer gemaak. So so het my mooi geleer is lekker om 'n ou herwinbare produkte gebruik en dan het ons ook kersse bygewoon, so ons het geleer om verskillende goedjies te maak. So hierdie was nou met 'n mold gewees, dit was vir 'n funksie. Hoe sal julle vir Diana beskryf? Ongelooflik geduldig en ongelooflik vriendelik en sy gaan uit haar pad uit om jou te help. So sy maak seker jy verstaan wat jy doen. Sy's altyd daar na die tyd as jy vra het. En sy's regtig bereid om 'n pad met jou te stap. Wat is volgende vir jou in die pipeline? Ek sal steeds voortgaan om my produkte so beste kwaliteit moontlik te vervaardig, maar ek is te nuuskierig. Ek wil nuwe goed probeer. Ek wil goed probeer met recycled materiale byvoorbeeld wat niemand ooit so aan gedink het nie. Hoekom is dit vir jou belangrik om terug te gee in die gemeenskap? Dit is vir my belangrik omdat op my reis van die begin af, van die tyd wat ek siek was en wat ek in depressie was, daar's soveel mense wat so goed was vir my en dis hoekom dit my dryf om vir ander mense dieselfde te doen. Dit verg 'n dapper kryger om korporatiewe sekuriteit vir 'n lewe van kreatiewe onsekerheid te verruil. Maar gelukkig is Diana se voete vasgeplant in sement. Diana, ek lig my spreekwoordelike hoed en klinke glasie op al jou mooi goed.